1 Kronieke 15. Dawid het verskillende geboue vir homself in die stad van Dawid gebou. Hy het ook 'n plek gereed gekry vir die ark van God. Hy het 'n spesiale tent daarvoor opgeslaan. Daarna het Dawid die volgende instruksies gegee: Wanneer ons die ark van God die keer vervoer, mag niemand behalwe die Lewiete dit dra nie. Die Here het hulle gekies om die ark van die Here te dra en hom vir altyd te bedien. Dawid het toe die hele Israel in Jerusalem laat bymekaar kom om die ark van die Here na die plek toe te bring wat hy daarvoor gereed gemaak het. Hierdie is die priesters en Lewiete wat saamgeroep is. Daar was 120 van die Kiat-groep met Uriel as hulle leier. Daar was 22 van die Merari-groep met Asaja as hulle leier. Daar was 130 van die Gerson-groep met Joel as hulle leier. Daar was 200 van die Elisafan-groep met Semaja as hulle leier. Daar was 80 van die Hebron-groep met Eliel as hulle leier. Daar was 112 van die Uziel-groep met Aminadab as hulle leier. Dawid het ook vir Sadok en Abiatar, die priesters en die Lewiete Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Eliel en Aminadab ontbied. Hy het vir hulle gesê: Julle is die leiers van die Lewiete families. Julle moet julleself en julle mede-Lewiete afsonder, sodat julle die ark van die Here, die God van Israel, na die plek kan bring wat ek daarvoor gereed gemaak het. Omdat julle Lewiete nie die eerste keer die ark gedraai het nie, het die woede van die Here ons God teen ons ontbrand. Ons het God nie gevra hoe om dit op die regte manier te verskuif nie. Die priesters en die Lewiete het hulle self afgesonder, sodat hulle die ark van die Here, die God van Israel, na Jerusalem kon bring. Die Lewiete het die ark van God met die drahoute op hulle skouers gedra, soos die Here vir Moses gesê het. Dawid het die leiers van die Lewiete beveel om 'n Lewiete koor van sangers en musikante met harpe, siters en simbale aan te stel, sodat hulle saam lofliedere kon sing. Die Lewiete het Heman, seun van Joel, Asaf, seun van Berekja, en Etan, seun van Kusaja, uit die Merari-groep aangestel om die musikante te lei. Die volgende manne is as hulle assistente aangewys: Sagaria, Jahasiel, Simaramot, Jegiel, Uni, Eliab, Benaja, Mahaseja, Matitja, Elifiele, Miknea, asook die poortwagters Obed-Edom en Jeiel. Heman, Asaf en Etan is gekies om met kopersimbale musiek te maak. Sagaria, Jaasiel, Semiramot, Jegiel, Uni, Eliab, Maaseja en Benaja het die liere gespeel. Matitja, Elifiele, Miknea, Obed-Edom, Jeiel en Asasja is gekies om met harpe te speel. Kenania, die leier van die Lewiete, is as koorleiers gekies omdat hy bekwaam was. Berekja en Elkana is gekies om die ark te beskerm. Sabanja, Josafat, Netaniel, Amasai, Sagaria, Benaja en Elisar, almal priesters, is gekies om die trompette te blaas terwyl hulle voor die ark van God uitloop. Obed-Edom en Jegia is gekies om die ark te beskerm. Dawid en die leiers van Israel in die hoofde van die weermag het na Obed-Edom se huis gegaan om die ark van die Here se verbond in feestelike stemming te gaan haal. Omdat God die Lewiete gejaag het terwyl hulle die verbondsark van die Here gedraai het, het hulle 7 bulle en 7 ramme geoffer. Dawid het 'n mantel van fyn linne aangehad, net die Lewiete wat die ark gedraai het, die sangers en Kenania, die sangleier. Dawid het ook 'n linne skouerkleed aangehad. Die hele Israel het die verbondsark van die Here opgeneem na Jerusalem toe met uitroepe van blydskap. Die geblaas van horings en trompette, die slag van simbale en harde klank van harpe en siters. Terwyl die verbondsark van die Here die stad van Dawid inkom, het Mikal, Saul se dogter, deur haar venster gekyk. Toe sy sien hoe koning Dawid dans en van vreugde spring, het sy hom in stilte verag. 1 Kronieke 16. So het hulle die ark na die spesiale tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het gevat. Hulle het brandoffers en dankoffers vir God gebring. Toe hulle klaar was met die offers, het Dawid die volk geseën in die naam van die Here.
Hy het 'n geskenk van kos vir elke man en vrou in Israel gegee, 'n sny brood, 'n dartelkoek en 'n rosynnekoek. Dawid het die volgende leviete aangestel om die volk in aanbidding voor die ark van die Here te lei, deur sy seun te vra en die Here, die God van Israel, te dank en te prys. Asaf, die leier van die groepe, het die sambale geslaan. Sy assistente was Sagaria, tweede in bevel Jeiel, Semiramot, Jegiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed, Edom en Jeiel. Hulle het harpe en siters bespeel. Benaja en Jagasiel, die priesters, het aanhoudend trompette voor die verbondsark van God geblaas. Daardie dag het Dawid vir Asaf en sy mede-leviete hierdie danklied vir die Here gegee. Dank die Here, roep sy naam aan. Laat die nasies weet wat hy gedoen het. Sing vir hom, ja, besing sy lof. Vertel van sy wonderwerke, juig oor sy heilige naam. Aanbidders van die Here, wees bly. Soek na die Here en sy krag. Hou aan om hom te soek. Dink oor die wonders wat hy gedoen het, die wonderwerke en die oordeele wat hy uitgespreek het. Kinders van Israel, God se knegt, afstammelinge van Jakob, God se verkore een. Hy is die Here ons God, sy heerskappy is oor die hele aarde. Hy bestaan by sy verbond, sy belofte aan duisende geslagte. Dit is sy verbond wat hy met Abraham gesluit het, die eed wat hy aan Isak gesweer het. Hy het dit aan Jakob as insetting bevestig, aan Israel as 'n verbond vir altyd. Ek gee julle die land Kanaan as julle eiendom en erfdeel. Hy het dit gesê toe hulle min was in getal, 'n klein groepie vreemdelinge. Hulle het rondgetrek tussen nasies, van een koninkryk na die ander. Hy het nie toegelaat dat iemand hulle verdruk nie. Hy het konings oor hulle gewaarsku. Moenie vat aan my gesalfdes nie, moenie my profete beseer nie. Laat almal vir die Here sing. Vertel elke dag dat hy red. Vertel vir die nasies van hom. Vertel almal van sy wonderdade. Want die Here is groot, waardig om geprys te word. Voor al die gode moet hy geëer word. Die gode van die volke is maar net afgode, maar die Here het die hemel gemaak. Eer en heerskappy omring hom. Krag en vreugde is in sy woonplek. Gee aan die Here families van die volke. Gee aan die Here eer en krag. Gee aan die Here die eer wat hom toekom. Bring jou offers en aanbid hom. Aanbid die Here in sy heilige heerlikheid. Laat die Here voor hom bewe. Die wêreld is gefestig en kan nie wankel nie. Laat die hemel bly wees en die aarde juig. Sê vir die volke, die Here is koning. Laat die see weergalm en alles daarin. Laat die veld bly wees en alles daarin. Laat die bome van die bos jubel voor die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Dank die Here want hy is goed. Sy troue liefde duur vir altyd. Julle moet uitroep, red ons, God van ons heil. Versamel en red ons van die nasies, sodat ons u heilige naam kan dank, sodat ons kan bly wees en u kan prys. Prys die Here, die God van Israel, vir altyd en altyd. Al die mense het amen uitgeroep en die Here geprys. Dawid het gereël dat Asaf en sy mede-leviete gereeld voor die verbondsark van die Here diens doen soos elke dag vereis word. Hierdie groep sluit ook Obed Edom, seun van Jeduthun en Gosa en 68 ander leviete in. Hulle was poortwagters. Intussen het Dawid vir Sadok die priester en sy mede-priesters by die tabernakel van die Here op die Gibeon hoogte gestasioneer. Hulle het elke môre en aand die gereelde brandoffers aan die Here geoffer op die altaar wat daarvoor afgesonder is. Hulle het alles gedoen wat geskryf is in die bepalings wat die Here vir Israel gegee het. Dawid het ook Heman, Jeduthun en die ander aangestel wat uitgesoek is om dank aan die Here te bring, want sy getroue liefde duur vir altyd. Hulle het hulle trompette, simbale en ander instrumente gebruik om lofliedere aan God te sing. Die seuns van Jeduthun is as poortwagters aangestel. Die hele volk het na hulle huise toe teruggegaan en Dawid het teruggegaan om sy familie te seën. 1 Kronieke 17. Toe Dawid in sy paleis gevestig is, het hy vir Nathan die profeet gesê, hier bly ek in hierdie pragtige sederhoutpaleis, maar die verbondsark van die Here is buitekant in 'n tent. Nathan het geantwoord,
Gaan voort met wat u in gedagte het, want God is met u. Daardie selfde nag het God vir Nathan gesê, gaan sê vir my knegt Dawid, dit is wat die Here sê. Jy is nie die een wat vir my 'n tempel sal bou om in te woon nie. Vanaf die dag dat ek Israel uit Egipte gelei het tot vandag toe, het ek nooit in 'n tempel gewoon nie. My huis is nog altyd 'n tent, terwyl ek van een plek na die volgende gegaan het. Ek het nie een keer teenoor Israel se leiers, my volk se herders, gekla nie, waar ek ook al gegaan het. Ek het hulle ook nooit gevra nie, waarom het julle nie vir my 'n pragtige sederhou tempel gebou nie? Gaan sê dan vir my knegt Dawid, so sê die Here, die Almagtige, ek self het jou gekies om my volk Israel te lei toe jy nog maar in die veldskape opgepas het. Ek was met jou waar jy ook al gegaan het, en ek het al jou vyande vernietig. Nou gaan ek jou ook nog deur die hele wêreld beroemd maak. En ek het 'n permanente blyplek vir my volk Israel gegee, en hulle daar gevestig, 'n veilige plek waar hulle nie langer geplaas sal word nie. Dit sal hulle eie land wees, waar bose nasies hulle nie soos in die verlede kan verdruk nie, selfs toe ek rigters aangestel het om oor my volk te regeer. Ek sal al jou vyande onderwerp. Ek verklaar nou vir jou dat ek die Here vir jou 'n huis sal bou, 'n koningshuis. Wanneer hy oud geword het en sterf, sal ek een van jou seuns aanstel, en ek sal sy koninkryk sterk maak. Hy is die een wat 'n huis, 'n tempel vir my sal bou, en ek sal sy troon vir baie lank bevestig. Ek sal vir hom soos 'n pa wees, en hy sal vir my soos 'n seun wees. Ek sal nie met troue liefde van hom wegvat soos ek dit van Saul wat voor jou regeer het, weggevat het nie. Ek sal hom vir baie lank oor my koningshuis en koninkryk aanstel, en sy troon sal vasstaan vir baie lank. Nathan het teruggegaan na Dawid toe en hom alles vertel wat die Here gesê het. Koning Dawid het toe ingegaan en voor die Here gaan sit en gebid. Wie is ek, Here God, en wat is my familie dat U my tot so ver gebring het? En dit was maar nog net iets kleins vir U, o God. Daarom het U ook gepraat van my koningshuis wat lank na my sal bestaan. U praat asof ek iemand groots is, Here God. Wat meer kan ek sê van die manier waarop U my geëer het? U weet hoe ek eintlik is. Terwille van my, o Here, en volgens U wil, het U al hierdie groot dinge gedoen en dit ook bekend gemaak. Here, daar is niemand soos U nie. Daar is geen ander God nie. Ons het nog nooit eers gehoor van 'n ander God soos U nie. Watter ander nasie op aarde is soos Israel? Watter ander nasie, o God, het U gered uit slawerny om U volk te wees? U het 'n groot naam vir Uself gemaak toe U U volk uit Egipte gered het. U het wonderdade gedoen en die nasies wat in U pad gestaan het uitgedryf. U het Israel gekies om U volk vir altyd te wees, en U, o Here, het hulle God geword. En nou, Here, doen soos U beloof het oor my en my familie. Mag dit 'n belofte wees wat vir altyd geld, en mag U naam altyd gevestig en geëer word, sodat die hele wêreld sal sê, die Here, die Almagtige, is God oor Israel. En mag die koningshuis van U knegt Dawid in U teenwoordigheid gevestig wees. O my God, ek was dapper genoeg om hierdie gebed tot U te bid, omdat U openbaar het dat U 'n huis vir my sal bou, 'n ewige koningshuis, want U is God, o Here, en U het hierdie goeie dinge oor my, U knegt, beloof. Dat het U behaag om my en my familie te seën, sodat ons koningshuis vir altyd voor U sal bestaan. Want wanneer U seën, o Here, is dit 'n ewige seën. 1 Kronieke 18. Hierna het Dawid die Filistyne onderwerp en hulle verneder toe hy Gat met sy omringende dorpies verower het. Dawid het ook die Moabiete verslaan en die Moabiete het Dawid se onderdane geword en belasting betaal. Toe koning Hadad-Eser van Soba uitmarseer het om sy mag al langs die Eufraat te versterk, het Dawid ook die soldate van Hadad-Eser tot so ver as Hamat verslaan. Dawid het van hom 1000 strydwaans, 7000 perderuiters en 20000 voetsoldate gevang. Hy het al die trekperde se hakskeen seenings afgesny, behalwe vir 100 trekperde.
Toe die Arameërs van Damaskus opdaag om vir koning Hadad-Eser van Soba te help, het Dawid 22,000 van hulle doodgemaak. Hy het ook verskeie wagposte in Damaskus, die Arameëse hoofstad, gestasioneer. Die Arameërs het Dawid se onderdane geword en aan hom belasting betaal. Die Here het vir Dawid die oorwinning gegee waar hy ook al gegaan het. Dawid het die goue skilde wat Hadad-Eser se offisiere gedra het, na Jerusalem gebring. Hy het ook baie koper gebring uit Hadad-Eser se stede, Tibgat en Koen. Later het Salomo dit gesmelt en vir die tempel gebruik. Hy het die kopersee, pilare en kopergereedskap daarvan gemaak. Toe koning Toi van Hamat hoor dat Dawid die hele weermag van koning Hadad-Eser van Soba vernietig het, het hy sy seun Joram na koning Dawid gestuur om hom te groet en geluk te wens met sy sukses oor Hadad-Eser. Hadad-Eser en Toi was lank vyande en daar was baie oorlog tussen hulle. Joram het ook vir Dawid baie geskenke van goud, silwer en koper saamgebring. Koning Dawid het al hierdie geskenke aan die Here geheilig en so ook al die silwer en die goud wat hy afgeneem het van die nasies wat hy onderwerp het. Dit was Edom, Moab, Ammon, die Filistyne en Amalek. Abisai, seun van Seruja, het 18,000 Edomiete in die Soutdal verslaan. Hy het wagposte deur die hele Edom geplaas en al die Edomiete het Dawid se onderdane geword. Dit was nog 'n voorbeeld van hoe die Here aan Dawid die oorwinning gegee het waar hy ook al gegaan het. Dawid het oor die hele Israel regeer. Hy het almal regverdig behandel. Joab, seun van Seruja, was hoof van die leer. Josafat, seun van Agilud, was die koning se historikus. Sadok, seun van Agitub en Ahimelek, seun van Abiatar, was die priesters. Sausa was die hoofsekretaris. Benaja, seun van Jojada, was kaptein van die koning se lijfwag. Dawid se seuns het as die koning se hoofassistente gedien.